until you come again. And Lord, we'll dance in your presence until you come again. Oh, let's sing hallelujah, sing hallelujah until you come again. Oh, we'll dance in your presence, oh, dance in your presence until you come again. Oh, we'll sing hallelujah, sing hallelujah until you come again. Oh, we wanna dance in your presence, dance in your presence until you come again. Oh, let's sing hallelujah, sing hallelujah until you come again. Oh, and we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. We'll dance in your presence, we'll dance in your presence, we'll dance in your presence, dance in your presence, we'll dance in your presence until you come again. Oh, King of glory, King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. It's so nice. You're in your presence to worship at your feet, give you everything. It's so nice. You're in your presence to worship at your feet, give you everything. So nice. You're in your presence to worship at your feet, give you everything. It's so nice, so nice. You're in your presence to worship at your feet, give you everything. It feels right. You're in your presence to worship at your feet, give you everything. It feels right.
Praise your holy name. You're in your presence to worship at your feet. Give you everything. Feels right. You're in your presence to worship at your feet. Give you everything. Kom ons gee die Here net so 'n prys. Worship you, Jesus. Hallelujah. We honor you. Gee net so iemand 'n high five. Hallelujah. Say it's good to be here. It's nice to be here. God is here. He is here. Hallelujah. U mag sit. You may have a seat. Die bares groete in die pragtige naam van die Here. Dit is vir my 'n absolute voorreg om in die teenwoordigheid van die kinders van die Here te wees. Dank God vir die atmosfeer. Dank die Here vir die salwing in hierdie diens vanoggend. Ons kom van 'n wonderlike tyd af. Ja, prys die Here, ek het my eerste liefde teruggekry. Ek weet nie van u af nie. Amen. As die Here darm in 'n saak is, dan kan 'n mens net gewaar dat die Here is hier. Prys die Here. Ek groet u in die pragtige naam van die Here, al ons leiers, Pastor Os, ons ouderlinge, ons evangeliste, ons diakens en hulle vrouens vanoggend ons. Vanoggend, glory to God, die liturg van die diens, ons moederleidster, ons pastoors, vrouens, die gemeente van die Here, al ons dierbares, ons kinders, ons sondagskool, ons jeug in hierdie dag, ons besoekers, besonderse groete, hier wat vanoggend die eerste keer saam met ons is. Ons is absoluut bevoorreg om u hier te hê en ek glo u het die diens tot dusver geniet. U die Here geervaar hier saam met ons. Aan die getuiedraers, wow, wat 'n wonderlike voorreg. Wow, te hoor dat die Here vir u deurgekom het. Ek is skraand by die aangesig van die Here dat God vir iemand moet deurkom. Amen. Prys die Here. Diebares, ek is bewus ook dat dit nie maklik gaan altyd nie. Ek is bewus dat u ook bevind in stryde. Ek is bewus dat u ook in die smeltkroes is. Vanoggend 2 uur, prys die Here, praat die Here met my. En daarom staan ek vanoggend in my kleed in. Daar het nie iets gebeur besonders nie, maar die Here het gesê ek moet my aantrek. Nog nooit in hierdie bykans 20 jaar in die bediening het ek op 'n Sondag gepreek met my klouk aan nie. Ek is nie iemand vir 'n klouk nie. Het die Here ons red, het die Here ons gered, net so kaalvoet. En ons het dit net so gekry. There's no strings attached to anything. Maar ek wil vanoggend vir u sê, prys die Here, elke mens het sy stryd. Elke mens het 'n stryd wat hy voer en 'n prys wat hy moet betaal. En vanoggend, prys die Here, wil ek in die agtergrond met die kerk van die Here praat oor heiligmaking. Ek wil met die kerk van die Here praat oor heiligmaking.
Ons kom van 'n geweldige, magtige oomblik af. Ja, prys die Here. En dit is net reg om dit saam te vat, sodat ons bewus moet wees as die krag van die Here oor 'n mens kom, en jy het God geervaar, dan moet 'n mens dit oppas. Paulus sê vir Timoteus, bewaar jou pand, Timoteus. Met ander woorde, dit wat jy van die Here ontvang het, mens moet dit oppas. Dit kom met groot pyn en inspanning en opoffering, prys die Here, om God te ervaar in sy krag. En daarom, prys die naam van die Here, as U my sou toelaat, wil ek met U praat oor heiligmaking. Prys die naam van die Here. Glory to God. Wat is heiligmaking? En hoe vind heiligmaking plaas? En wat is die verskil tussen toewyding en afsondering? En watter 3 werktuie is daar in ons heiligmaking? Die vraag kom vanmôre by ek en u vanoggend. Wat is heiligmaking? Maar voor ons daarby kom, moet ons die volgende gedagte, glory to God, lees saam met u in Exodus hoofstuk 19. Wanneer die Here God praat met sy volk in Exodus hoofstuk 19, dan lees ek vir u graag 'n paar verse vanoggend. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinai woestyn aangekom. En nadat hulle van Refidim af vertrek het, het hulle kamp opgeslaan in die Sinai woestyn, reg oor die berg. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe. En die Here het, verskoon my, van die berg af na hom geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, en hoe ek julle soos op arensvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n Koninkryk wat my as priesters dien, en 'n gewyde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord: alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê, wat die volk geantwoord het. Dit is die woord van die Here. Nou, wat is heiligmaking? God soek 'n volk met wie hy gemeenskap wil hê. As die Here vir Sagias uit die boom uitroep, roep hy nie vir Sagias oppervlakkig nie. Hy sê, ek wil saam met jou gemeenskap hê. Daar was altyd 'n behoefte vir God om met sy volk gemeenskap te hê. En soos wat die voorgeleesde gedagte gesê het,
Die Here vat vir Moses die berg op. En terwyl hy met die berg opgaan, praat die Here met hom. Want hy soek 'n volk met wie hy gemeenskap kan hê. Glory to God. God het dit nodig. En God weet die belangrikheid daarvan. En ons as die kerk het Pinkster gevier. En die vuur het geval. En hy het gehoor hoe dat mense aangeraak was deur die bediening van die woord. En dit is nodig dat ons vanoggend vir u, halleluja, daarop moet wys. Dit bly nie net by die bovertrek nie. Dit bly nie net by die bovertrek nie. Baie was versoek na die magtige diens. Toe kan ons nie verstaan dat die vuur het nou geval. Maar kyk, hoe lewe ons, hoe handel ons? Dis die ding van heiligmaking wat jou verder vat van die tyd af dat jy die krag van die Here ontvang het. Wag daar 'n lewe na die salwing op jou lewe geval het. Want jy gaan nou weer in hierdie wêreld in. Die vraag is, wat gebeur nou? Nou moet die kerk gevat word na heiligmaking toe. Heiligmaking is daardie proses om van die sonde en dinge van die wêreld afgesonder te wees. Heiligmaking is daai proses. Broeder Wayne, ons moet afstand doen van die sonde en die dinge van die wêreld. Om slegs vir die Here te lewe en vir sy dienswerk beskikbaar te wees. Dit moet die strewe wees. Dit moet die verlange wees na die salwing en die aanraking van die Here oor my en u lewe gekom het. Dan moet dit die begeerte wees. Ek moet wegbly van dit wat hierdie gevoel skade aandoen. Amen. Ek moet beskikbaar wees. Maar terwyl ek beskikbaar is, kan ek nie doen en maak wat ek wil nie. Ek moet altyd gereed wees. Want die Heilige Gees is in my in. Ek moet gereed wees. As hy nou vir my 'n boodskap gee, moet ek gaan om die boodskap te gaan afhandel. Die letterlike betekenis van die Griekse woord vir heiligmaking is agiosmos, wat beteken afsonder of om eenkant gesit te word. In 2 Korintiërs hoofstuk 6 versie 17 en 18, daarom gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here. En moenie wat onrein is aanraak nie. Hoor, hier kom die ding. Sonder jou af, 'n kind van God wat so besig is en nie tyd het vir afsondering nie, daar is 'n probleem. Of daar sal 'n probleem kom. Sien u? Want hier buite is ons in die wêreld in. En die wêreld het begeertes. Amen. Hy sê, gaan weg en sonder julle af, sê die Here. Moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem. Amen. En ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here van die leerskade. Is nie verkeerd om afgesonder te wees. Jy's nie beter as ander mense om jou af te sonder. Weet jy hoekom is daar so 'n afname in ons godsheid of ons godsdiens? Ons is sometimes te besig seker. Amen. Enige iets kan net, iemand kan net 'n slegte ding na jou toe sê.
sien u, weet u hoekom gebeur dit? Ons lewe nie 'n lewe van heiligmaking nie. Want heiligmaking leer ons om stil te bly. Wees die minste. Lei die nederlaag. Laat God vir jou stry. Amen. Jy hoef nie terug te antwoord nie. Jy hoef nie te reageer op enige ietsie. Een van die skrywers of die rykste man in die wêreld, Warren Buffett, sê as woorde van mense vir jou so raak dat jy jou beginsels prys gee, dan is daar 'n probleem. Daar's 'n probleem. Sien nie, want enige iemand kan vir jou iets sê, moet ons nou weer kom met die krywe, om jou by ashoop te kom. Maar as 'n mens intap in heiligmaking, prys die naam van die Here, dat bly u stil. Al verwag die tyd te skou, jy moet iets sê. Nie nodig om iets te sê nie. Sometimes moet 'n mens lag, broer Esli. Sê, okay, gaan jy in jou duiwels. Ek het nie tyd vir jou nie. Ek het meen business met die Here. Ek het hier 'n brandende begeerte, wat ek nie wil verongeluk nie. Ek het te ver gekom. Ek het jare het my gekos om te kom waar ek nou is. Ek gee dit nie nou prys nie. Jy is dit nie waardig nie om my kroon te vat nie. Amen. Daar's mense wat om koffietafel sit omtrent jou lewe. Jou lewe pla vir hulle. En hulle lok jou uit en jy val elke keer in daai lokken. Glory to God. Maar vanmôre sê die Here, streef na heiligmaking toe. Oh God. Amen. Het jy al gehoor, mense kan maklik sê, is dit dan nie 'n bekeerde mens nie? Daar kyk jy en dink jy, hoe weet die persoon hoe 'n bekeerde mens moet lewe? Weet jy hoekom weet hy of sy? Prys die Here, hy lees ook die Bybel. Maar hy doen nie wat die Bybel sê nie. Hy lees die Bybel selektief. Om jou en my te weeg. Amen. Selektief bedoel ek lees net die skrifte wat oor die gelowiges gaan. Ek gaan hulle 'n ding wys, hulle sê mos hulle ken die Bybel. Ek het jare terug met sulke mense gewerk. Miskien werk ek nog met daai mense. Hulle het net gelees wat die gelowiges nie kan doen nie. Hulle lees net daai. Prys die Here. Die belangrike aspekte om op te fokus vanoggend is, wanneer jy hoor wat is heiligmaking, moet ek en u weet, ons moet afgesonder wees. Ons moet eenkant gesit word. Of toelaat dat die Here ons eenkant sit. Mario. Prys die Here. Is 'n alleen pad om God regtig te dien. Ek kry iemand jammer wat altyd net wil gekamford word. Jy gaan swaar trek, my sussie, as jy net wil in die groep wees. Daar's 'n tyd en 'n oomblik waar die Here jou wil uit die groep uit hê. Jy moet 'n tyd maak dat jy uit die groep uit kan kom, dat jy God kan ervaar. Amen. Ek sê nie dis verkeerd nie, maar in jou stilte, prys die Here. Jy moet eenkant gesit word. Prys God se naam. Die Here sit vir Saulus eenkant, hy word met blindheid geslag, want God soek nie 'n verdeelde gedagte nie. Ja, jy kan nie 'n apostel wees en jy betaal nie die prys nie. Moes die prys betaal. Heiligmaking kweek geestelike groei. Hoor jy daar? Heiligmaking, wanneer 'n mens jou afsonder, wanneer 'n mens jou eenkant laat sit deur die Heilige Gees, dan kweek dit geestelike groei.
So moenie vir iemand, as jy sien iemand is, die Here vat hom in die hoogte, dan maar jy weet, hierdie persoon het dit nie maklik nie. So ek mag nie teenoor daai persoon 'n gesindheid hê nie. Hier is opoffering. Amen. Ek kyk vanoggend vir Brushane so, en ek is trots. Brushane kom met 'n familie uit wat die Nuwe Apostoliese Kerk besit. Hulle is topmanne in die Nuwe Apostoliese Kerk. En ek hoor hierdie Nuwe Apostoliese man wat vanoggend die Pinkster lekker sny. Amen. Oh, die Here red hom. En hy praat in die Pinkster Kerk vanoggend en hy lig ons op. Asof hy groot geword het met hierdie ding, maar dit het nie maklik gekom nie. Groot opoffering. Dis die waarheid, glory to God. Ons goddelike natuur word ontwikkel. Jy het 'n goddelike natuur, ek het 'n goddelike natuur. Jy het nie net 'n vleeslike natuur nie, maar jy het 'n goddelike natuur. Amen. Wow, meester, jy moet ons help. Prys die naam van die Here. Dis hoekom wanneer 'n mens tot bekering kom, moet jy ontslaa raak van die wêreldse kultuur of sy natuur. Sodat jy oortrek word, nou dat jy 'n kind van God geword het, moet jy oortrek word. So die baadjie, die jas wat jy gedra het van die wêreld, moet jy ontslaa raak. Maar dit lyk vir my soms lê die baadjie nog hier agter die rooibos. Want as hoor hier gelowiges, wanneer hulle so getuig, jy ken nie vir my nie. Here, waar is die heiligmaking? Jy's dan nou 'n nuwe mens. Jy's dan nou gered deur die Here. Amen. Levitikus 11 vers 44 tot 45 sê in kort, so moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Prys die naam van die Here. Gee die Here so prys. Dit is heiligmaking. Hoe vind heiligmaking plaas? Hoe vind heiligmaking plaas? Heiligmaking vind plaas. Dit is die eerste instansie wat absoluut is. Dit is 'n werk wat in ons harte verrig word wanneer ons gered word. Volgens Hebreërs 10 vers 11, u en ek is volkome vry. Nadat ons Christus ontmoet het, nadat ons harte vir die Here gegee het, nou het ons hierdie heiligmaking verkry, of die bewusheid geontdek, dat ons nou na ons lewe moet kyk, hoe dat ons moet lewe. Wanneer jy bekeer is, moet 'n mens kyk hoe jy lewe. Amen, jy moet kyk hoe jy lewe. Because jy is besig nou om in te tap in heiligmaking in. In Hebreërs 10 vers 14, en u en ek is nou volkome vry. Die tweede instansie wat dan plaasvind vir heiligmaking, dis progressief, want Christene word aangemoedig om hulle te beywer vir 'n heilige lewe. Die woordjie progressief sê, ek kan iets daaromtrent doen. Dis my verantwoordelikheid om daaraan iets te doen. Dis nie 'n kerk nie, die kerk se verantwoordelikheid is om u te leer aangaande jou bekering en aangaande Christus. Maar die progressiewe verantwoordelikheid berus by u. U, glory to God, moet strewe. U moet gehoorsaam wees om uiteindelik die uitverkore nasie van God te wees. Hebreërs 12 vers 14 sê, beywer julle vir heilige lewe. Beywer u vir heilige lewe. Weet jy, sometimes mis ons as die kerk die punt. Ons leer nie genoeg mense om hulle te beywer om heilig te lewe nie. Die boodskap wat ek vanoggend preek, sal in baie mense se sieninge 'n uittydse boodskap wees. Want mense hou nie meer van heiligmaking preek. Weet jy wat preek ons nou? Ons preek nou genade.
Hoekom kan daar nie 'n verskil wees? Of ons kan nie die verskil sien tussen iemand wat gelowig is en gedoop is, gewederbaar is en iemand wat in die wêreld is. Want daar is nie 'n vrees vir die Here nie. Wanneer ons die woord hoor en die woord navolg, dan sê die woord, beywer julle vir 'n heilige lewe. Beywer u vir 'n heilige lewe. Baie van ons vriende sal sê, "Jo, pastoor, gaan die kerk nou, gaan nie mense môre kom nie. Gaan nie mense Sondag kom nie." Maar kom ek sê vir u, dit is beter om die woord van die Here te volg, as om iets te volg wat jou môre tot op niks sal bring nie. Die bares, heiligmaking kan alleenlik plaasvind wanneer ons verstaan, dit is iets wat in my hart moet verander word. Ek moet toelaat dat my hart verander word. Alles wat doen of wat gebeur of wat ek en u doen, kom uit die hart uit. Amen. Tweedens is my verantwoordelikheid, ek moet my opoffer, moet my beywer. Na die boodskap is dit nie nodig vir ons om 'n krywe aan die kerk te hê nie. Ek bestraf die kerk, duiwel. Want ek beywer my. Ek ruk my reg. Halleluja. De verantwoordelikheid. Hoe vind heiligmaking plaas? Daar is 'n verandering van stand, soos ek al reeds gesê het, van die helverdiende sondaar af tot 'n heilige aanbiddende man of vrou van God. Dis hoe die heiligmaking plaasvind. Romeine 6 vers 13 sê, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is deur Christus se aanraking. Roep die wêreld verwel, dis hoe dit plaasvind, dierbares. Ons roep die wêreld verwel, ons gaan net dieper. Dit is 'n Bybelse vereiste dat gelowiges die wêreld moet verwel roep. Dis 'n Bybelse beginsel, dis 'n Bybelse vereiste dat gelowiges die wêreld moet verwel roep. Dis nie die beleid van 'n kerk en 1 Johannes 2 versie 15 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Dit is God wat so sê, is nie die kerk nie. Amen. Glory to God. Hy sê sonder jou af van die wêreld. Pas jou godheid op. Romeine 12 versie 11 tot 13. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Soos iemand vurig vir die Here is, dan moet ons nie ongemaklik voel nie. Ons moenie voel dat hierdie persoon hou hom beter nie. Maar hierdie persoon is besig om Romeine 12 uit te leef. Om vurig te wees. Nie traag te wees nie. Prys die naam van die Here. Wat is die verskil tussen toewyding en afsondering? Om toegewy te wees is om met volle oorgawe iets te doen. Jy moet met volle oorgawe iets doen. Om toegewy te wees, ek gee my alles. In Romeine 12 versie 11 sê, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. In 1 Samuel 13 was daar 'n spesifieke man, 'n jong seun, 'n jong man. Hy was 'n koninklike. Maar die môre toe hy sy geesdrif verloor, toe versoek die vyand hom. Sien jy, toe hy sy
Ons geesdrif verloor, toe versoek die vyand hom. Want toe lok dit ongewenste elemente na hom toe. En die ongewenste elemente is hulle wat sê, hoekom lyk jy dan so, is jy dan nie bekeer nie? Is dit nog die moeite werd, soos Job se vrou vir hom gevra het? Waarom vervloek jy nie jou geboortedag nie? Pas op, dat jy nie jou ywer verloor nie, en jou toewyding nie. Nou, toewyding is om volle oorgawe te gee, of te hê. Afsondering beteken om eenkant gesit te word. Dis afsondering. Romeine 1 vers 1 sê geroep, Paulus was geroep om apostel te wees. Hy was afgesonder vir die evangelie van God. Amp kan nie opgekoop word by Shoprite nie. Om in 'n ampt te volhard is sekerlik die belangrikste. Om te maintain en self om te excel. Sien u, want onthou, once jy in 'n ampt is, dan rus daar 'n verantwoordelikheid op ek en u. Om die roeping en die responsibilities van daai ampt uit te dra en uit te leef. En 24/7 'n voorbeeld te wees, in woord en in daad. Daarom moet ons tyd maak om ons af te sonder, sodat ons net weer onsself toelaat om versterk te word deur die teenwoordigheid van die Here. Maar daar's 3 werktuie in ons lewe wat hierdie heiligmaking verder uitbrei en verder maintain of onderhou. En hierdie 3 werktuie in ons lewens is die bloed, die woord en die Heilige Gees. Ons ontvang reiniging deur Christus se bloed. Wanneer ons hierdie nagmaal geniet, dan herdenk ons reiniging deur sy bloed. Daarom kan 'n kind van God nie op 'n onwaardige wyse van die nagmaal van die Here eet en drink nie. Ons moet telke male onsself ondersoek. Amen. Sodat die krag wat van Christus se bloed aanwesig bly in ons lewe. Maar as ons in die lig, 1 Johannes 1 sê vers 7, maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reiniging deur die bloed van Jesus. As ons in die lig lewe, die bares. As ons in die lig lewe, gaan ons mekaar aanvoel. As ons in die lig lewe, gaan ons baie keer dan wonder 'n mens, hoekom loop die diens so swaar? Hoe trek die diens so swaar? Of hoekom kan ek nie die een die ander optel in my gees nie? Ek groet iemand, maar ek voel, nee man, hier sien iets reg. Nou die ou mense daai jare vir ons geleer, net met die groet van iemand, dan kan julle geeste met mekaar connect. As iemand na die kerk toe kom en hy was al reeds bekeer en hy dien die Here en hy het miskien verhuis en jy groet die persoon en dan voel jy het, nee man, of het, nee, ek voel hier's iets. En dan trek het jou nader na daai persoon toe. Weet jy hoekom gebeur dit? Is die ding. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap. Amen. U moet my kan aanvoel. Ek moet u kan aanvoel. Amen. Ons is mos in die lig. As ek in die duisternis is, moet ek na die lig toe kom. Amen.
is net daai waar ons nie mekaar aanvoel nie. Iemand het daai tyd gesê, sê die persoon vir my, ek sit by die huis sonder kos en niemand het gesien nie. Kom ek gee vir u die geheim. As u in die lig is, sal die Here die kraaie stuur om vir jou brood te bring en jy sal nooit honger hê nie. As jy in die lig is, want dis onmoontlik dat die hele kerk in die donkerte is en jy's alleen in die lig. Dis die waarheid. Ek laat my nie anders vertel nie. Jy moet in die lig kom, sodat God my wakker maak om brood te stuur na jou huis toe. Dis die waarheid dierbares. As dan is die skrif mos irrelevant. Hy sê, maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reiniging deur die bloed van Jesus Christus. Amen. Dan die woord spreek voortdurend tot ons. Die woord spreek gedurend tot ons. Dit is 'n werktuig, né? Wat heiligmaking, sustain en onderhou. Die woord is 'n werktuig. Die woord spreek voortdurend tot ons. In Johannes 17 versie 17 laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. Die woord is die waarheid. Amen. Toegewy wees deur die waarheid. Kom ons het die waarheid lief, dierbares. Kom ons het die waarheid lief. Die ding van die waarheid is, die waarheid connect ons aan die woord wat die waarheid is. Die waarheid, as ek vandag met u praat, ek weet nie, ek praat hier onder korreksie en help my reg. In die hedendaagse tyd is dit vir die predikers moeilik om te preek. Want die tipe mens of die tipe gehoor het nie dieselfde siening omtrent die waarheid nie. Omdat daar soveel middele in dinge is en perspektief is en informasie daar buite is wat almal heel moontlik sien as die waarheid. Nie alles wat jy lees op TikTok, Facebook, YouTube kan die waarheid wees nie. Ons moet die waarheid by die woord kry. Dit is die guideline. So as die predikers sometimes klaar gepreek is, dan is die aanklaer daar, broer Christo, om nou vir jou aan te kla. Jy het nou so verkeerd gepraat. En dan lyk dit ook vir jou, die mense is gelukkig met jou preek. En baie het al afvallig geraak. Na 'n Sondagse boodskap. Ek sal dit nooit vergeet, jare terug. Het hier iemand gepreek en die persoon was nooit meer dieselfde nie. Daarom moenie net wil preek nie. Jy moet versigtig wees om net te wil preek. Because die preek is soos 'n reker. Waar is 'n rek? As iemand met vir my rek wys, dat ek weet 'n demonstrasie maak. 'n Rek trek 'n mens so. As jy hom een kan los, wat maak hy? Skiet hy by die ander kant. Dit is die aanklag. Nie die mens nie, maar die duiwel. Wat die duiwel doen na die boodskap. Hoe jou aankla. Evens die mense het niks, die mense aanvaar wat jy gesê het, maar nou sien jy sommer nou, hulle kyk jou nou anders. Dis die waarheid. Dis die waarheid. Is die ding, die waarheid. Dan is daar nog 'n werktuig wat saam met hierdie heiligmaking loop en hierdie heiligmaking in die lewe hou. Dis die Heilige Gees.
Die Heilige Gees is die wat die werk van die heiligmaking in ons verrig. Die Heilige Gees is die werktuig wat die werk van die heiligmaking in ons verrig. In 2 Tessalonisense 2 versie 13, julle is gered, deurdat die Gees julle vir hom afgesonder het, en deurdat julle die waarheid glo. Nou die vyand probeer om vir ons deur hierdie 3 werktuie dood te maak. Hy laat 'n mens, jy doen iets onwetend en sometimes wetend, en nou raak jy trots, jy wil ook nie die ding regmaak nie, want daar is mos vergifnis deur sy bloed. Maar nou maak hy vir ons trots. Nou wil ons nie, nou loop sit ons en nou sit op die as. En solank as wat ek kan oor die ding kom nie deur om te bely nie, hou hy my op die as ook. Hy hou my mond toe. Sien hy hou my mond toe. Maar daar is, sy bloed het genade en het versoening en het vergifnis vir ons. Sy woord, daar's vryspraak vir ek en u deur sy woord. Amen. En dan die 3de ding is die Heilige Gees is daar om my weer te vernuwe deur die waarheid. Die Heilige Gees is die een wat die hand in die skottel sit en dinge draai, regmaak. Die Heilige Gees. Daarom moenie die Heilige Gees bedroef maak. Moenie die Heilige Gees bedroef maak. Prys die Here. Dankie. Ek wil vanoggend vir iemand sê, ons kom van Pinkster, van 'n geweldige Pinkstertyd af. Ek hoop vanoggend dat u verstaan, dat u die Here nie van u vergeet het nie. Wat jy van, of vir hierdie hele tyd deurgemaak het tot vanoggend toe. Baie keer het u gewonder, maar hoekom stel ek altyd die Here teleur? Hoekom kan ek nie konstant wees soos ander nie? Vandag glo ek het u antwoorde gekry. Of hopelik, laat ek so sê. Sien u, want as u net 'n trap verder gee, vorentoe, nie agtertoe, dan stap u in 'n heel nuwe dimensie in. En die dimensie is heiligmaking. Heiligmaking beteken nie dat ek nou net in tale moet praat nie. As ek in die teksie kom, tale. Heiligmaking is baie eenvoudig soos wat ons geleer was. En as ek dit vir u moet huis toe bring, hou jou lewe skoon. Hou jou lewe skoon. Kyk wat jy eet, kyk wat jy drink. Kyk hoe jy praat, kyk hoe dat jy lewe. Kyk na jou verhoudinge met ander mense. Hoekom? Jy het 'n verantwoordelikheid as 'n kind van God om te lewe soos wat die Here verlang, die waarheid. Onthou die 3 werktuie wat in ek en u werk, wat die heiligmaking maintain. Wat sê ons? Die woord, die bloed en die Heilige Gees. In conclusion, jy hoef nie iets extraordinary te doen nie. Jy hoef nie nou net, jy sien mos nou, dis hoekom ons hierdie fake goed nou het, now lately. Mense wil 'n show op, you don't have to, just be normal. Just be you. Wees net jouself. Moenie snaaks vir jou wil wees, jy wil nou hier opspring, jy wil vir ons nou hier, jy hoef vir ons niks te wys nie. Daar's 'n waarheid. Daar's 'n, oh my God, daar's iets soos die lig, waarin ons moet lewe en waarin Christus is, en so op die manier raak ons en ons voel mekaar aan. Amen. Net hoef niks.
Soos ek vanoggend sê, ek het nou nie vanoggend geskree nie. Ek het nie gehardloop nie. Ek het nou die klok aangetrek op die opdrag van die Here. Dis 'n geweldige boodskap. En ek weet die duiwel is kwaad. Want die geheim is aan die volk geopenbaar. Gee die Here prys. Dankie Jesus. Elke hoof is gebuig. Kom ons stap in heiligmaking in. Ek sê weer, die besluit is nie by my nie. U maak daai besluit vanoggend. U's bekeer, maar u gewaar in u lewe, daar's nog 'n groen area. Daar's 'n mifkool. Raak ontslaaf van die miskool of die mifkool. Stap na heiligmaking toe. Kan ons dit so doen vanoggend? Ek gaan nie vir u vanoggend vra om na vore te kom nie. Net daar waar u is. U kan 'n besluit maak met die Here. Net, en as u voel u wil na vore kom, ek sal ook nie vir u stop nie. Want hier is 'n vryheid van die Here, want die Here is hier. Amen. Ek dwing u ook nie, ek gaan ook nie anders voel oor u nie. Want heiligmaking is 'n persoonlike besluit. U die praktiese voorbeeld gekry. U kan daarmee lewe. U kan daarmee werk maak. En as u die Here nie ken nie, neem die Here vanoggend aan. Vat God op sy woord. U het nie nodig van my om vir u skuldig te praat nie, maar die woord maak u skuldig vanoggend. Die Here wil u sy volk maak. Die Here wil u sy uitverkore volk maak. Die Here wil vanoggend gemeenskap hê met ek en u. Ek beklei nie met u nie. Ek kom vanoggend om in gehoorsaamheid te staan. Vanoggend 2 uur het die Here met my gepraat. Ek praat vanoggend die woord wat die Here aan my gegee het. Na 'n magtige Pinkster biduur tydperk is dit die regte ding vir die kerk of die ideale ding vir die kerk om nou heilig te wees. Kom ons lewe 'n heilige lewe kerk crusade. Die Here wil ons seën. As jy dit doen, sal die Here die reën gebied om oor jou vinger te reën. Die Here sal gebied die kwale van hierdie lewe om nie jou vinger te tref nie. Jy sal gesond wees, jy sal 'n mooi en 'n geseënde lewe hê. As jy gehoorsaam is, sal jy regeer en jy sal 'n koninklike lewe lei. Dis nie ek wat so sê nie. Gaan lees Eksodus 19 en Eksodus 20. Dis die belofte wat die Here vir die volk vanoggend gee. Ek bid saam met u vanoggend. Is daar mense wat vanoggend sê, pastor, ek kom vanmôre. Ek maak weer reg met die Here. Wie wil met die Here reg maak? Jy het die woord gehoor vanoggend. Is daar iemand? Steek net jou hand op en laat sak jy hom weer. Steek op, ek hoef dit nie te sien nie. Die Here sien jou hand. Wees eerlik met die Here. Jy het nie nodig met my nie. Vergeet van my. Ek is maar net die mondstuk vanoggend. Dankie dat daarna opgegaan. Dankie suster. Jy kan na vore stap as jy wil. Of bly net daar waar jy is. Is ook fyn. Want die Here sien vir u. Ek dwing nie my wil op u af vanoggend. Oh my God. As jy vanoggend deur 'n diep stryd is, of deur 'n diep stryd gaan, kom laat ons vir jou hande op lê. Ek wil saam met jou ook bid. Na almal gaan ek saam met u bid. Is nodig dat ek saam met jou moet bid. Is nodig dat ek olie op jou hoof moet breek. Die stryd moet gebreek word.
Ons kondig sy einde aan vanmôre. Dankie Jesus. Ek bid saam met u wat vanoggend wil na die Here toe kom op niets. Kom, ons bid, sê Vader, ek kom vanoggend. U soek 'n kerk, u soek 'n volk, met wie u gemeenskap wil hou. Dankie Here. U het ons uitverkies, dat hierdie boodskap, hier by hierdie huis, gepredik kon word. Dankie dat u nie van ons vergeet het nie. U het ons geweldig geseën. U wil nou net hê, ons moet vir die hele jaar onder hierdie salwing vertoef. Dan is dit nie asof die duiwel nie sal rondloop soos 'n brullende leeu nie. Maar ons weet, Here, dat ons veilig is, want u bloed, u woord en die Heilige Gees as werktuie is elke sekonde besig om in ons lewe te werk. U werk met ons. As ons fouteer, dan is die bloed daar om ons te reinig. As ons, glory to God, die woord nodig het om weer rigting te hê, is die waarheid van die woord daar. Die Heilige Gees is daar om ons bewus te maak van hoe ons moet lewe. Here, help my om na die stem van die Heilige Gees te luister. In die naam van Jesus. Ek bid nou, Here, help my, Here. Help my, Here, dat ek in die lig kan lewe. Dat dit vir my makliker kan wees om my medemens, veral my medegelowige, aan te voel en ons mekaar saam sal aanvoel. Here, dit is u behaag dat ons in so 'n harmonie moet lewe om mekaar aan te voel. Dankie vir die Heilige Gees, wat die heiligmaking altyd deur aanwakker. Ek laat die Heilige Gees vanoggend toe, om weer met sy sagte stem in my gees, in my hart en in my gedagte sy teenwoordigheid te laat geld. Ek vra, Here, dat u my sal vergewe. Bring my weer na my standplek toe. U het hard met ons gepraat, maar met liefde, Here. Maar want u is 'n liefdevolle God. U veroordeel ons nie, Here, maar u praat met ons met groot ontferming en liefde. Ons moet heilig wees. Ons moet heilig lewe, want u is heilig. Dankie, Here, vir die waarheid. Ek gaan nou my geestelikheid oppas. Ek sal kyk wat ek eet, wat ek drink, wat ek toelaat in my lewe. Ek pas dit nou op. Na 'n môre soos vandag, ek pas op dit wat die Here vir my gegee het.
Ek erken dat U ons geseën het. My verantwoordelikheid is dat ek dit moet nou oppas. In Jesus heilige naam. Want U het gebeloof, U gaan 'n nuwe ding doen. Ek lê in afwagting vir hierdie nuwe ding. Ek maak dit nou los oor die kudde van God. Ek maak dit los oor die bloedgewastes. Ek maak die seën los. Ek maak die deurbrake los. Ek maak vanmôre los. Here, die guns van die Here oor die volk van God. U het ons afgesonder. Ons is 'n heilige volk. Here, U aangesig is op ons gerig. Ek verklaar heiligheid oor hierdie volk. Seën die volk. Seën hulle huise. Seën hulle kinders. Seën hulle Here in hulle werke. Dat hulle drome en hulle gebede verhoor sal word. Here, as hulle in gehoorsaamheid staan. Seën hulle, Here. U sê as hulle in gehoorsaamheid staan, sal U die Here hulle seën, Here. U sal hulle 'n gewyde volk maak. Omdat hulle gehoorsaam is, sal hulle nooit gebrek ly nie. Omdat hulle gehoorsaam is, sal dit goed gaan met hierdie volk. Kyk na hulle, Here. Vader, as hulle soggens hulle vensters oopmaak van hulle huis. Ek wil bid, doen die nuwe ding. Laat daar 'n nuwe wind inwaai. As hulle soggens opstaan vir gebed, ek bid dat U die wind sal stuur. In hulle stilte tyd stuur die wind. O, Here, in hulle afsonderingstyd stuur die wind. O, Here, glory to God. In hulle toewyding stuur 'n nuwe ding, Here. In hulle volle oorgawe stuur die wind. O, Here, stuur die wind. Stuur die wind. Asseblief, Here. Asseblief, Here. Vader, ek bid nou, Vader, die 'n nuwe ding sal doen. Selfs in ons kinders se lewe. Selfs hulle wat U nie dien nie, ter wille van ons se lewe, ter wille van ons gehoorsaamheid, dat U vir hulle iets sal doen. In die naam van Jesus, gee die Here prys. Ek wil vanoggend 'n besonderse gebed doen vir hulle wat deur 'n stryd kom, of deur 'n stryd nou huidiglik gaan. Hulle wat dit moeilik het. Die Here het 'n behaag vanoggend in U lewe. Ek wil gehoorsaam wees om saam met U te bid. Ek wil vir U salf. As U deur 'n diep stryd gaan, U dit bitter moeilik. U weet jy hoe U dit maak, hoe U deur dit sal kom nie. Laat my net toe, kerk, om net vir hierdie mense te bid. Vra die leiers, omdat daar soveel mense vanoggend is. Lê net so julle hande op hulle. Ek gaan een gebed doen. As daar van die leiers wat gelei is, en my pastor kan nie net vir geliste as julle kan. Vader, ek bid nou dat hierdie polisie is. Thank you, Jesus, mighty God. There is none like you, Lord. You are worthy to be praised. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, is my life. I wanna be tried by fire, purified. You take what
net nou 'n gebed doen. Sing my worship team, sing. Ushetarabasa. Whatever you desire. Oh, Jesus. Lord is my Lord. Clean my hands. Purify my heart. I wanna burn for you. Oh, Jesus. Ons staan net so tussen die mense intercessors, asseblief as julle kan. Take my life Jesus' name, Father, we thank you. as a sacrifice. Die Here het my gesalf Burn for you. om vanmôre hulle vry te maak Only wat in die gevangenisse is. Esegiel kan hierdie dorre bene lewendig word. Here, U weet dit. Kan daar iets goed vanmôre uit Nasaret uitkom? Kan dinge verander na môre soos vandag? Kan daar beterskap kom na en aan soos vanmôre? Vader, ek dank U vanoggend. Hier staan oud en jong, verskillende mense met verskillende stryde. Ons is breekbaar, maar ons is onvernietigbaar. Hier staan vanmôre mense wat vanmôre, Here, hulle laaste hoop op U het. Stuur die wind, stuur die uitkoms. Gee U nie om nie. Here, gee U nie om nie. Verhoor hulle gebede nou. U is 'n God wat omgee. U is 'n wonderbaarlike God. U is wakker agter U woord. U slymer en slaap nie. Here, ek kondig vanmôre af die einde van elke stryd. Ek kondig vanoggend af die einde van elke probleem. Ek kondig vanoggend af, Here, dat dit nou iets moet breek. Iets moet pad gee. Iets moet pad gee. Dit moet nou pad gee. Amen. Dit moet pad gee, Here. Asseblief, Here, laat dit nou pad gee. Dit wat hierdie ding vir lank in die lewe hou. Ons kom in die naam van die Here. Die saak wat hierdie probleem in die lewe hou. Dit moet nou breek. Dit breek nou. Ek neem autoriteit, dit breek nou. Ek neem gesag, dit breek nou. In die naam van Jesus, dit breek nou. Dit breek nou. Dit breek nou. In die naam van Jesus. Elke blokkasie wat die oplossing moet bewerkstellig, of wat die oplossing blokkeer. Kyk, ek maak die verstopte putte nou oop. Die putte van twis, die putte van haat, die putte van jaloesie, die putte van gevegte, die putte van môre wat generasioneel is nou vernietig.
Die Here seën sy kerk, sy volk, en wie hy behaag het. Die Here het gedink aan u. Die Here het u raak gesien. As jy gedink het, niemand sien jou seer nie. God sien jou seer. God sien u seer. Die Here sien u verdriet. Die Here sien wat u deurmaak. Vader, ons lig vanmôre die sluier. En ons kondig 'n nuwe dag aan. Ons kondig 'n deurbraak aan. Ons kondig nou hoop aan. Ons kondig beterskap aan. Dit sal beter gaan, dit gaan beter gaan, dit gaan beter gaan, dit sal beter gaan, dit gaan nou beter, dit sal nou beter gaan, in die naam van die Here. Thank you, Jesus. My God. Vaders, vat u volk in hulle hande, moet hulle nooit alleen laat nie. Here, stap met hulle hierdie pad. Hulle stap vanmôre in heiligmaking in. 'n diep lewe, beter uitkyk. Die stryd sal hulle nie meer kan terughou nie. Het op die skei gekom en het die storm kom stil maak. Het die oseaan stil gemaak. Het die wind stil gemaak. Dankie vir die wind wat u kom stil maak het. Dankie Jesus. Vader, ons lê hulle voor u. Doen met hulle soos wat u besluit het. Ek bid dit in Jesus se naam. Gee die Here prys, dierbares. Gee God 'n prys. Gee die Here prys.